Ja, goeiemiddag. Kom ons praat 'n bietjie op 11 Mei, oor die storms wat ons sien wat inkom, die vreeslike vroeë winter, die koue winter. Ewe skielik is dit ysig oor die land en dis nou eers Mei maand. En dit is nou al hier van laat April af dat ons dit sien. So kom ons gesels 'n bietjie oor die storms in die winters en die verwoesting van die aarde wat op die voorstoep is. Dit is hier. En dit het alles te doen met onder andere die aarde wat waggel soos 'n dronk man en die feit dat die son geskuif het en so aan. Nou die ouens wat sonpanele opsit, hulle sal vir jou sê die son het geskuif. En baie van die boere, die plaasboere wat vroeg genoeg opstaan sal vir jou sê, die son het geskuif in die sin dat die kanteling van die aarde het verander, want die son se area wat hy ingekom het, sê maar op jou huis. By my het die son in die somer op 'n stadium, op sy verste punt het die sonlig ingeval op my kombuisdeur. Dis nie meer so nie. So, veral in die laaste 2 jaar het daar 'n drastiese verandering plaasgevind met die son waar hy opkom en waar hy sak. Dit het verander. My huis is gebou dat hy noord-suid lê en deesdae kry ons in die winter glad nie meer son aan die voorkant van die huis nie. Waar ek dit voorheen was dit nogal so. So daar het groot veranderinge plaasgevind. Dit het 'n direkte effek op ons somers en ons winters. En dan is daar ander faktore wat bykom soos die waggel van die aarde en ons sien daar is groot storms in die Kaap aan die gang en op die kusvlaktes. En dit is nogal iets wat voorspel is en ek wil 'n bietjie daaroor met jou praat. Die SA Agulhas terug van Antarktika met slegte nuus, Marula Media 24 Februarie 2025. Ek onthou ek het hierdie berig met my groepe spesifiek gedoen. En dit gaan oor ons het 'n navorsing en 'n Antarktiese voorraadskip, die SA Agulhas 2. En sy taak is om onder andere die see-temperature te meet en so aan. En hy besoek dan nou Marion Eiland en Gou Eiland en daar by Antarktika en hy meet oral die watertemperature, want die see se temperatuur het 'n direkte invloed op ons klimaat. En hulle het gesê, hulle sien dat die water by die ewenaar is aansienlik verhit, en dit spoel dan nou deur na ander seestrome toe, en hulle het dan toe 'n voorspelling gemaak, dat daar in die nabye toekoms gaan ons groot storms sien aan die kusvlaktes van die land. Daar is onder andere gesê seevlakstygings dra by toe tot stormstuwings wat kusinfrastruktuur vernietig, soos die langs die KwaZulu-Natalse kus in 2007 en die in 2023, wat ook die Oos- en Wes-Kaapse kus beïnvloed. En toe het hy gesê wat vroeër 'n een keer in 'n 100 jaar oplewing was, vind nou elke 5 tot 15 jaar plaas. Hulle al onvoorspelbaarheid en grootte word meer gereeld, dit gebeur weer en weer en weer. So hulle het reeds in 2025 begin sê, luister, ons gaan baie groot storms sien aan ons kusvlaktes, wat ons normaalweg, ons is nie gewoond daaraan nie. Suid-Afrika het eintlik 'n baie gematigde temperatuur. Nou ja, hierdie is baie belangrik, want dit sluit aan met 'n voorspelling wat die Blikstemdromer dan ook gemaak het, seker meer as 8 jaar gelede. Ek het sy audio hier, ek gaan hom vir jou speel. Maar hier het alles te doen met die verwoesting van die aarde is op hande. Ag, en ek weet, julle sukkel verskriklik met die begrip volk. So, luister mooi, daar's nie nou 'n wederkoms of 'n wegraping nie. Dis in die verre toekoms. Ons wag vir die belofte van die wederkoms. So die belofte van die wederkoms is die verwoesting van die aarde. En dit gaan geen kerk jou leer nie. Hulle het my nie geleer nie, Vader het my gewys, die Heilige Gees het my gewys in my skrif. En die mense wat gereeld met hulle skrifte doen het, wat gereeld lees, wat nie in die kerk sit en sy baalpriester voer om gif nie, daai ou het agtergekom, maar daar's iets anders op die eskatologiese lyn, wat niemand hom vertel het nie, naamlik, die belofte van die wederkoms is die verwoesting van die aarde. En 'n mens lees dit hier in 2 Petrus 3, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel.
Nou, na hierdie video gaan ons sien, daar's baie spotters, wat vir my gaan verduidelik, daar's nie iets soos 'n verwoesting oor die aarde nie. Dan sê hy, 2 Petrus 3 vers 4, dan sê hy, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. En dit is wat mense vir jou sê. As ek sê, maar daar kom 'n groot verwoesting op die aarde, God gaan ons teruggooi in 'n tydperk van die 16de en die 15de eeu, ons gaan leef wees soos ons voordouers, dan sê hy, nee, dis nie so nie, ons wag nou vir Jesus, ons wag nou vir die wegraping. Want ek is jammer, my ou maat, jy gaan nog so wag, dan gaan jy agterkom die verwoesting van die aarde is hier. So, soos ek weer eens sê, my taak is om te waarsku, mense wil dit nie noodwendig hoor nie, maar jou lewenstyl, as jy hierdie dinge oorleef, tesame met die derde wêreldoorlog gaan drasties verander. God moet 'n bietjie die aarde skoonmaak van die sondaars en die goddeloses en almal wat die natuurlike verkeer begin verander. So God moet hulle van die tafel af, hulle weet wie hulle is. En daarom gaan hy dit nou doen. En net hierdie klein groepie gaan oorbly, behalwe nou vir die Gog en die Magog nasies. Hier gaan 'n klein groepie ware gelowiges oorbly, en want die aarde behoort aan die regverdiges, né? En hulle sal daarop woon. Ek gee gou vir jou 'n versie. Jesaja 24 vers 19. Die aarde word geheel en al verbreek, die aarde is geheel en al aan wankel, die aarde word geheel en al geskit, die aarde waggel geheel en al soos 'n dronkaard en swaai heen en weer soos 'n nagget, en sy oortreding is swaar op hom, hy sal val en nie weer opstaan nie. Beteken dit die hele aarde gaan vernietig word nie? Dit beteken net die aarde en die werke wat daarop is, daai werke, die bose werke sal vergaan. Gaan nie 'n bankstelsel oorbly in 'n farmaseutiese maatskappy, in 'n Pick n Pay, in 'n apteek. Vader, vat ons terug na die ou dae toe. Ek sien vreeslik uit daarna, ons gaan weer 'n brief skryf en 'n seël plak. Is julle nie bly nie? So, hierdie ding is op die kaarte. En een van sy voortekens is hierdie groot storms wat ons begin sien op die kusvlaktes en die smelting van die poolys. Want dit het Siener spesifiek gesê. Hy het gesê, in die tydperk van die derde oorlog sal die ys smelt. En ons sien dit. En hulle is baie bekommerd oor hierdie smelting van die ys. En dit het eintlik alles te doen met 'n pole shift. Daar sal nuwe pole wees, die aarde gaan kantel en skuif en gaan wees soos in die movie 2012, net beter. En ons gaan al hierdie dinge sien kom vir ons, en ons gaan dit moet oorleef en beleef, en baie mense gaan sterf in die proses. Ek behalwe die hongersnood en al die ander drama wat daarmee saamgaan. En dan in hierdie tyd moet ons dan nou 'n groot aardbewing sien deur Kaapstad, waaroor ek baie gewaarsku het, en ek sal nou maar weer daaroor praat. En groot storms, die ouens se huise, dakke gaan afgewaai word, en groot storms, plekke gaan eenvoudig weggespoel word. Jy het nog 'n huisie by die see, dan gaan die see hom vat. Hy gaan sy dak vat en sy venstertjies vat, en jy gaan koud en nat slaap. So ons is op pad na so 'n situasie toe. En as ons dit nou nie wil hoor nie, wel, dan moet ons voel. Maar ek het gewaarsku, dit is my taak. En soos ek sê, dit is die wetenskaplikes sê openlik, ons moet ons klaarmaak vir groot storms aan die kus. So ek gaan vir jou net die prentjie plaas van hierdie message dream van 2020 wat 'n Blikstemdromer dan nou geplaas het. En dan gaan ek, dis 'n 2 minute audio wat hy speel, en in daai tyd praat hy dan ook van die onttrekking Noord-Kaap toe, hierdie volk wat onttrek Noord-Kaap toe, hy sien dit in simboliek. So in die tyd wat die volk onttrek Noord-Kaap toe, sien ons die aardbewing in Kaapstad, die ontploffing van Kuiberg, die groot storms langs die kus. En as jy sien hoe lyk hierdie ouens se skade, in plekke soos Woester en George en so aan, en kindertjies is huis toe gestuur, hulle moet liewers nie skool toe gaan die volgende 3 of 4 dae nie, en die bome is omgewaai, die takke is afgeruk. Dis buitengewone storms wat ons sien. Die aarde waggel soos 'n dronk man. Wat beteken die atmosfeer van die aarde is onstabiel, hy soos water. En ons sal 'n groot, hierdie storm sal baie meer vererger in die nabye toekoms. So luister 'n bietjie na die voorspelling. This is a dream I had last night. This dream, again, was not very clear, but it was a message dream. Throughout the dream I was aware that I was dreaming, and even in the dream, while in dream state, I knew that it was a message dream. I see an earthquake is going to hit the Cape Province.
I see buildings collapse in many black locations or townships, and many of these structures falling will cause the deaths. I see the sea is violent. The houses along the coast are washed out. They are flooded and not washed away, but the damaged roofs, the interior of these houses are washed out. Roofs were blown off. I see even the windows are smashed in. The winds in Cape Town will be of such a powerful nature that they will blow people off their feet. The earthquake will cause major disruptions throughout South Africa, and the anger from the blacks in townships will result in violence. I am then taken to the Northwestern Cape and into the Northern Cape. I am in a house, and right next to the house, there is a large acacia thorn tree which is as large as the house. I see from the acacia thorn bush a string or line goes from the tree to the house. I saw from the tree it looked like a triangle. The string was attached to different parts of the house. I see a man is hanging biltong on these strings. I see the line is full of biltong, and in this part of the country there will not have been much disruption. The interpretation of this is that those who were prepping for other events in the country and stockpiling food will not have any major disruptions to their lives. Their preparation will pay off. I saw for days the seas looked wild, the currents and waves moving in all directions. I did not see tsunami waves, but that the waves are wild and that houses or structures close to the beach will be flooded and wrecked by the storm. It seems this quake is mainly in the Cape, not too far from the coast, about 25 kilometers inland from the ocean, where it hits the hardest. Due to the quake, there will be major disruptions, and due to the nature of the sea, I cannot see any ships going to the Cape Harbor due to the wild ocean. There will be loss of life with this quake. I saw collapse